Goeiemôre en welkom weer by ons reis deur die boek van Matteus. Ons is ook ons laaste uitsending voor die vakansie begin en ons almal weer 'n ruskans, 'n blaaskans gaan vat. Ons reis tans deur hoofstuk 10 waar Jesus besig is om sy disippels uit te stuur en hulle as te ware te brief voordat hulle uitgaan. Dis baie kosbaar om hierna te luister vir jou en vir my as Jesus se gesandte. Omdat daar baie belangrike beginsels versteek lê in Jesus se woorde, wat vir jou en vir my ook so waardevol is om ag op te slaan, veral as ons in die bediening staan. En veral ook as ons in 'n voltydse bediening staan. Ons lees vandag uit Matteus 10 vers 11 tot 13. In hierdie gedeelte sê Jesus vir sy disippels: waar julle ook al ingaan, groet die huis, en as dit waardig is, laat julle vrede daarop kom. Nou hierdie is 'n kragtige herinnering vir jou en vir my, dat ons as Jesus se volgelinge en die disippels van Christus die kosbare voorreg het om draers van sy vrede te wees. Nou die wêreld is vol van angs en onrus en konflik en vrees, maar Jesus stuur ons uit met 'n geskenk wat drie komponente vir jou en vir my gee, waarmee ons geseën is deur die Here. Die eerste is ons besit die krag van sy Heilige Gees, wat ons toerus met krag en met geestelike gawes om die werk te doen waarvoor die Here jou en my geroep het. Tweedens stuur hy ons uit met sy woord. Sy woord wat 'n tweesnydende swaard is wat by magte is om lewens radikaal aan te raak en te verander. En dan laastens stuur hy ons uit met sy vrede, wat die aanvoelbare aura is, wat mense beleef wanneer ons, ek en jy, sy gesandte, in 'n vertrek instap. Dis juist hierdie vrede wat amper werk soos 'n geestelike magneet, om mense na Jesus toe te trek. Want wanneer mense eers daardie vrede beleef en daarmee saam ook Jesus se teenwoordigheid ervaar, dit oorweldig hulle en dan ontstaan daar binne in hulle wese die begeerte om te hê wat ons het. En dit ook dan te begeer dat die Heilige Gees en sy vrede wat uit ons lewe uitvloei soos 'n borrelende fontein, wat binne in ons ontspring soos lewende water na die ewige lewe toe, dat hulle dit ook kan beleef en ervaar. Daardie vrede is nie net vir onsself en vir ons eie hart bedoel nie. Dit is bedoel om gedeel te word met die hele wêreld daar buite. So of jy in 'n huis instap of by 'n werksplek ingaan of sommer net die wêreld daar buite betree of met 'n vreemdeling gesels, jy het die geleentheid om 'n atmosfeer van vrede met Jesus se gesindheid te skep. En as daardie vrede aanvaar word, sal dit 'n huis, 'n gesin of 'n hele gemeenskap of 'n dorp kan verander en transformeer. Maar as dit nie ontvang word nie, is dit nie jou en my skuld noodwendig nie. Want jy sien, mense sal altyd hulle gemaksone beskerm, wat soms makliker is as om Jesus te volg of die ewige lewe te kies en die vrede wat daarmee saamloop. Jy verloor dus niks deur dat jy oor Jesus praat en oor hom getuig nie. Jesus sê, laat julle vrede na julle toe terugkeer. Jy behou steeds sy vrede, want dit kom van hom af. So wees jy en ek 'n draer van vrede. Begin met 'n glimlag, 'n sagte woord, 'n seën. Die wêreld het dit nodig, waar jy ook al gaan. Laat Christus se vrede saam met jou beweeg, want jy is geroep om 'n verskilmaker te wees. Die draer van God se teenwoordigheid en ook van sy vrede. Mag die wêreld daar buite, wanneer hulle deur jou teenwoordigheid aangeraak is, sê, ek wil graag hê
wat daai ou het. Ek wil graag ervaar wat hy beleef. Mag die wêreld Jesus in jou en my eien, wanneer ons so leef, soos wat Jesus self op aarde geleef het. Hierdie is 'n kosbare liedjie wat iets sing oor hierdie vrede. En hierdie teenwoordigheid, wat ek en jy elke dag dra. In the presence of the Lord there is love. In the presence of the Lord there is peace. In the presence of the Lord there is healing. I will stand in your presence with my life. Oh Lord, I will stand in your presence with my life. In the presence of the Lord there is love. In the presence of the Lord there is peace. In the presence of the Lord there is healing. I will stand in your presence with my life, oh Lord. I will stand in your presence with my life. With my whole heart, Lord, I will love you with my whole heart. Lord, I will praise you with my whole heart. With my whole heart. In the presence of the Lord there is peace.